Hallo julle, my naam is Belalem Loishner. Dankie dat ek vandag weer saam met julle kan tyd spandeer. Ons is besig met 'n aangrypende reis deur die Ou Testament. Verlede week het ons by die baie interessante verhaal van die tabernakel van Dawid stil gestaan. Ons is nog so 'n bietjie besig met Dawid vandag. Vandag wil ons die vraag vra, waarom word Jesus in die Nuwe Testament die seun van Dawid genoem? En hoekom maak dit mense so kwaad? Hoekom word mense kwaad as hulle Jesus die seun van Dawid noem? As Jesus bedoel dat hy 'n afstammeling van Dawid is, dan is daar baie. Tog word die mense kwaad as hy homself dit noem. Hoekom is dit? Ons gaan 'n paar gedeeltes uit die Ou Testament en die Nuwe Testament saam lees en dan gaan ek vir julle kans gee om so 'n bietjie met mekaar daaroor te gesels. Nou kom ons trek weg. Kom ons begin by 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 stuur die Here deur die profeet 'n boodskap aan Dawid. Kom ons lees dit, kom ons luister dit. Wanneer jy sterf en by jou voorouers begrawe word, sal ek uit jou nageslag jou eie seun in jou plek koning maak en ek sal sy koninkryk vas laat staan. Hy sal tot eer van my naam 'n huis bou en ek sal sy troon bevestig vir altyd. Ek sal vir hom soos 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. As hy oortree, sal ek hom bestraf deur mense en menslike middele, maar my troue liefde sal ek nie van hom af wegneem, soos ek dit tot jou voordeel van Saul af weggeneem het nie. Jou koningshuis en jou koninkryk sal vir altyd vas staan en jou troon sal vir altyd voortbestaan. Nathan het toe na Dawid toe teruggegaan en hom alles vertel wat die Here gesê het. So Dawid kry 'n belofte dat iemand uit sy nageslag gaan koning word vir altyd. Daarom die tyd wat Jesus leef, is die term seun van Dawid 'n baie gelaaide term. Die Jode in Israel leef onder Romeinse beheer. Hulle smag daarna om weer hulle eie land te hê, om weer hulle eie koninkryk te hê. Hulle droom van die dag wanneer die seun van Dawid weer die koning gaan wees, die koning vir altyd. So seun van Dawid het in daai tyd 'n betekenis gekry van dit gaan die Messias wees. Messias beteken gesalfde. Die Hebreëus is Messias. Die Griekse ekwivalent is Christus. Christus wat gesalfde beteken. Gesalf tot koning. Seun van Dawid het beteken die een wat die koning gaan wees vir altyd. Hoekom noem hulle Jesus die seun van Dawid? Die eerste is dat hy uit Dawid se nageslag uitkom. In Matteus 1 wat Josef se geslagsregister, Jesus se aardse pa uiteen lê, hoor ons, daar was altesaam 14 geslagte van Abraham tot by Dawid, 14 van Dawid tot by die Babiloniese ballingskap, 14 van die Babiloniese ballingskap tot by Jesus, die Messias, die Christus, die een wat die koninkryk gaan kom opbou. So Jesus se pa, Josef, is 'n nakomeling van Dawid. In Lukas hoor ons Maria se nageslag, Lukas 3, Jesus se ma. Jesus was omtrent 30 jaar oud toe hy met sy bediening begin het. Hy was bekend as die seun van Josef. Josef was die seun van Eli en dan gaan dit so aan en dan vers 31 hoor ons Mattatha die seun van Nathan, Nathan die seun van Dawid. So Jesus se aardse pa, aardse ma kom albei van Dawid af. In Matteus 15 kry ons hierdie interessante verhaal waar 'n nie-Joodse vrou wat nie deel van die Joodse volk is nie, wat nie noodwendig hierdie geskiedenis ken nie. Uit daardie omgewing het na hom toe gekom en aanhou smeek: Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. My dogter is in die mag van 'n bose gees en hy tuister haar verskriklik. Matteus 20, twee blindes wat langs die pad gesit het, gehoor dat Jesus daarlangs verbygaan. Hulle roep toe aanhoudend: Here, seun van Dawid. So die blindes wat hom nie eers kan sien nie, noem hom seun van Dawid. Die profete het voorspel dat as die Messias kom, die Christus, die een wat gaan koning wees vir altyd, gaan hy blindes gesond maak.
en hulle hoop op hierdie. Matteus 21 hoor ons die spanning wat gekom het. Maar toe die hoofpriesters en die skrifkenners die merkwaardige dinge sien wat hy doen en hoor hoe selfs die kinders in die tempel uitroep, prys God vir die seun van Dawid, was hulle bitterlik ontsteld en het vir Jesus gesê, hoor jy wat sê hulle daar? Die hoofpriesters en die skrifkenners, die wat weet, die Messias gaan die seun van Dawid wees, is kwaad dat mense Jesus die seun van Dawid noem, want dit beteken eintlik hy is die Messias, hy gaan koning wees vir altyd en hulle is kwaad daaroor. Ja, was Jesus se antwoord. Het julle nog nooit in die skrif gelees, jy het kinders en babetjies geleer om u lof te besing nie? In Markus dan voer Jesus hierdie gesprek met die skrifgeleerdes, die mense wat in die tempel is wat kwaad is omdat Jesus die Messias, die seun van Dawid genoem word. Later toe Jesus besig was om die mense by die tempel te onderrig, het hy die volgende vraag gestel: hoe is dit dan dat die skrifkenners beweer dat die Messias die seun van Dawid is? Dan antwoord hy hulle uit Psalm 110 uit. 110 is 'n psalm van Dawid, wat Dawid self geskryf het. Dawid het tog self vir die Heilige Gees gesê, die Here God het vir my Here, Dawid se Here, gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande heeltemal aan jou onderwerp het. Dawid noem hom tog self Here. Hoe kan hy terselfdertyd Dawid se seun wees? Jesus vra hulle vas. Julle sê die Messias is die seun van Dawid, maar Dawid sê die Messias is sy Here. Is dit nou Dawid se Here of is dit nou Dawid se seun? Hoe werk dit? En die mense het nie geweet hoe om te beantwoord nie. In Openbaring 22 antwoord Jesus die vraag self. Ek, Jesus, het my engel gestuur om al die dinge aan julle in die gemeentes te verkondig. Ek is die wortel, die begin, die oorsprong en die nakomeling, die einde, die finaal van Dawid. Ek was voor Dawid, na Dawid. Ek het Dawid veroorsaak en ek voltooi Dawid se werk. Dis wie ek is, dis wie Jesus is, die helder môre ster. Die môre ster is die eerste ster wat jy in die oggend kan sien. So dis nog pikdonker, maar jy weet die oggend is op pad want jy sien die môre ster. Jy weet dit is nou naby. Die lig is nou naby. Dis wie Jesus is, dis wat hy kom doen het. Wat so 'n paar minute selfs met mekaar, wat tref julle in hierdie woorde? Wat beteken dit vir ons vandag om te sê Jesus is die seun van Dawid?
Ek hoop julle kon lekker met mekaar hieroor gesels. Ek was so 'n paar dinge net wat my getref het en wat ek dink vir ons van belang is vandag net so 'n bietjie uitlig. 'n Grypende gedeelte wat ons hieroor lees is in Johannes 7. Johannes 7 reageer die skare op Jesus en dan hoor ons mense uit die skare wat hierdie woorde gehoor het, het opgemerk hierdie man is regtig die profeet. Ander het gesê hierdie man is die Messias, die ewige koning, die gesalfde. Nog ander het gesê die Messias kom tog nie uit Galilea nie. Die skrif het nie gesê dat die Messias uit die nageslag van Dawid en uit Bethlehem, die tuisdorp van Dawid sou kom nie. Onder die skare het daartoe verdeeldheid oor Jesus gekom. En ek dink ons lewe in 'n tyd waar daar ook verdeeldheid onder mense oor Jesus is. Die eerste wat die term Jesus die seun van Dawid vir ons sê is dat Jesus is die ewige koning. Hy sê dit self in die einde van Matteus 28 waar hy sê aan my is alle mag, alle gesag in die hemel en op die aarde gegee. In Markus, die begin van Markus, dan daar 'n klomp siek mense wat na Jesus toe kom en dan sê hy maar ek het nie gekom om siek mense gesond te maak nie, ek het gekom om God se koninkryk te bring. Johannes sê vir hulle die koninkryk is hier. Ek is die koning van die wêreld. So baie mense is onseker daaroor. So baie mense dink die duiwel is die koning van die wêreld. So baie mense dink dat die mens is die koning van die wêreld, dat ons kan die wêreld verwoes. Dat dit in ons mag is om die wêreld te verwoes. So baie van ons word moedeloos want ons dink sonde is die koning van die wêreld. En ons sien alles wat rondom ons gebeur, ons sien al die slegte dinge wat gebeur. En dan dink ons God is weg, en dink ons God is nie hier nie. So baie van ons twyfel oor of Jesus regtig die koning is. Miskien is jy daar vandag. Miskien moet ek en jy vandag net dit hoor. Jesus is die koning. En in die wêreld is daar slegte dinge wat gebeur. In die wêreld is daar seer kry en swaar kry. En dis die gevolg van sonde. Maar sonde is nie in beheer nie. Jesus is in beheer. En daar is gevolge van sonde sodat ons kan sien hoeveel ons Jesus nodig het en sodat ons die kontras kan sien tussen God se koninkryk en 'n wêreldse koninkryk. God se koninkryk waar daar vrede is, nie uit my omstandighede uit nie, maar uit my verhouding uit. God se wêreld se koninkryk waar daar hoop is. Nie omdat ek sien wat rondom my gebeur nie, maar omdat ek weet hoe alles gaan eindig. Ek lewe uit 'n remembered future uit. Ek onthou dat God besig is om sy koninkryk op aarde te vestig. En ek kyk daarvoor uit. Ek soek die plekke, ek soek die tekens dat God die koning is en ek is deel daarvan. God maak my sy beeld. Hoe lyk God? God lyk soos die beste van alle mense. Daarom kan ek vir mense wys wie God is, want ek kan saam met jou en saam met ander mense die beste mense wees. In 'n stukkende wêreld kan ek en jy God se beeld wees, want God is die koning. Die duiwel kan my nie keer nie, sonde kan my nie keer nie, want die duiwel en sonde is nie in beheer van hierdie wêreld nie. God is in beheer en daarom kan ek en jy reg lewe, en kan ek en jy reg kies, en kan ek en jy reg praat. Vir wie luister ons? Luister ons vir die koning? Luister ons vir die vyand? Kan ek en jy onthou wat God vir ons sê in Kolossense, dat jy het saam met Christus opgestaan en jou lewe is by God weggesteek. God steek jou ewige lewe weg, dat die duiwel nie daarby kan uitkom nie. Kan ek en jy onthou dat God vir ons sê, niks kan jou van my liefde skei nie. Nie die duiwel nie, nie die dood nie, nie bose geeste nie, niks nie. Kan ek en jy onthou dat God sê,
Niks kan jou uit my hand uitruk nie, want ek is die koning. As ek iets besluit, gebeur dit. Nie eendag nie, reeds. Dat Jesus reeds gewen het, dat Jesus reeds die koning is, dat hy reeds in beheer is van hierdie wêreld. Kan ek nie onthou dat Jesus die koning is? Kan ek nie onthou dat Jesus nie net gesalf is tot koning nie, maar dat hy ook gesalf is tot priester? En 'n priester bring God by mense en bring mense by God. Dat God na my toe kom in Jesus, en dat Jesus in my lewe, dat Kolossense vir ons sê, die hoop vir die wêreld is dat Christus in ons is. Dat Paulus sê, ek verkeer in geboortepyn is dat ek wag dat Christus al hoe meer in julle gestalte kry, dat julle al hoe meer soos Jesus lyk, wat klaar in julle is. Want Jesus is die groot priester wat God na ons toe gebring het. Ons hoef nie na God toe te gaan nie. Die boodskap van die Bybel is nie wat moet ek doen om by God te kom nie, maar wat het God gedoen om by my te wees? En daarom kan ek God na ander mense toe vat, want God is in my, want ek is 'n tempel. God bly in my. Dis wat Jesus kom doen het. Kan ek onthou dat hy die Christus is, die Messias, die gesalfde, wat gesalf is tot koning, gesalf is tot priester, en wat gesalf is tot profeet. Profete is die mense wat vertel wat God se wil is. Wat wil God hê? Jesus is die groot profeet wat vir ons kom vertel het wat God wil hê, en vir ons kom wys het wat God wil hê. Wat ons vandag steeds uitnooi en sê, volg my, leef jou lewe soos wat ek jou lewe sou geleef het. Jy wil weet wat God se wil is, kom kry dit by my. Ken my, hoor my, sien my. Kyk na my lewe, kyk na waarmee ek besig was. Kyk na die dinge wat vir my belangrik was. Waarom sê Paulus in Romeine 12, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. God is in my, en as ek anders dink, sal ek weet wat God se wil is. Want die profeet is in my. Ek hoef nie iewers te gaan te weet wat God se wil is nie. Onthou ek en jy dit nog, dat Jesus is die seun van Dawid. Hy is die Messias, dat hy is die koning en die priester en die profeet. Hoe maklik is dit om vas te kyk na wat rondom ons gebeur. En dan word ek moedeloos, in plaas daarvan dat ek moed kry om 'n verskil te maak. En ek word hooploos, eerder as wat ek hou wat hoop is, en dit gaan gee. En dan veg ek vir my vrede, eerder as wat ek 'n vredebringer is. En dan gee ek oor en ek luister vir die wêreld, eerder as wat ek opstaan vir God luister. Wat beteken dit vir jou dat Jesus vandag steeds op hierdie aarde, seun van Dawid, Messias is? Bring dit in jou spanning? Bring dit verdeeldheid? Hoe kan jy sekerheid en hoop hier uitkry? Selfs bietjie met mekaar.
toe dink ek, Aflaai hom maar. is dit nie skokkend